Baie dankie vir ons musiekspan, vir die pragtige begeleiding. Terwyl hulle ook so hulle sitplekke inneem, kom ons raak vir 'n oomblik rustig. Ons word 'n bietjie stil, ons hoor die lieflike reën daar buite val. Dit is ook 'n simbool van God se teenwoordigheid ook hier by ons, ook vandag, dat hy sy skepping onderhou en in stand hou. Here, soos wat ons ook nou uit die woord uit gaan lees, bid ons dat die Gees dit vir ons sal aktiveer, Here, dat ons sal hoor wat hy vir ons wil sê. Dat ons nuwe krag, nuwe moed sal put uit die woord uit ook vandag, Here, om ook ons geloof te gaan uitleef in 'n wêreld, Here, wat nie ons geloof meer wil aanvaar nie. 'n Wêreld wat doof en blind is, Here. 'n Wêreld wat in onkunde voortgaan om haarself te vernietig. Here, maar waar U ons elkeen roep om die volgelinge te wees, Here, om U getrou te kan volg, en daarom wil ons net vandag weer eens hoor wat dit is wat U van ons vra en van ons verwag, en wat U vir ons kom doen, Here, dat ons ook met vrymoedigheid ons geloof kan uitleef op so 'n manier, dat U verheerlik sal word, en dat U geken sal word, as die lewende God, die enigste ware lewende God. So daarom, Here, verwyder enige afleidings vandag, enige gedagtes, enige dinge wat ons aandag mag aftrek, om vandag na U te luister en na U woord. Maak ons helder van verstand. Mag ons ore, ons oë, ons harte en ons verstand oop en ontvanklik wees, Here, vir U woord. Amen. Ons teks wat ons vandag gaan lees is 'n baie bekende ene. Het gaan 'n bietjie langer teks wees as normaalweg, en miskien vra jy dalk, maar Gerrit, ons is nou amper besig, of amper in Kersfeestyd, nou preek jy die Ou Testament, wat gaan aan? As jy net iets van vandag se verhaal snap, dan snap jy eintlik iets van die Kersverhaal. Want Jesus het aarde toe gekom, en ons vier Kersfees nie net oor die baba wat in 'n krib is nie. Ons, soos ons Marina ook nou gesê het met die gemeentegebed, ons kyk eintlik vooruit na Jesus wat gekom het en ons kom verlos het van elke ding in ons lewe, elke pyn en kwaal, elke bekommernis wat ons het, elke reis wat ons het, en ons gaan nou lekker daaroor praat. En as jy dit snap, dan besef jy eintlik hoe vandag eintlik baie mooi inpas. Hierdie is een van die bekendste teksgedeeltes in die Bybel, een van die bekendste stories wat ons vir ons kinders lees in die kinderbybel en vertel en alles, maar wil vandag so 'n bietjie 'n kinkel en hierdie verhaal vir julle 'n bietjie gee. So as jy jou Bybel hierso het, ons gaan saam lees uit 1 Samuel 17. Ek het probeer foto's kry van die doodsvallei waar hulle bymekaar gekom het en goed, en daai is actually waar die Filistyne en Israeliete mekaar ontmoet het, al hele paar duisend jaar terug. So as jy jou Bybel hierso het, lees saam. Ons gaan die hele 1 Samuel 17 lees, want dit is belangrik en is nodig. Die Filistyne het hulle krygsmag opgeroep. Hulle het bymekaar gekom in Sokko wat aan Juda behoort en het kamp opgeslaan in Efes Damam tussen Sokko en Aseka. Saul en die manskappe van Israel het bymekaar gekom en kamp opgeslaan in die laagte by die groot boom en teenoor die Filistyne stelling ingeneem om te veg. Die Filistyne het teen die een rand gestaan en die Israeliete teen die ander, met 'n smal vallei tussen hulle. Toe kom daar 'n baasvegter in die laar van die Filistyne uit. Sy naam was Goliat, en hy was afkomstig uit Gat. Sê sommer vir jou iets van wat 'n persoon hy is, nee. Hy was 3 meter lank. Daar was 'n bronshelm op sy kop, en hy het 'n harnas met skubbe aangehad. Die gewig van die harnas was 57 kilogram. Daar was bronsskerms voor sy bene, en tussen sy wapens was daar 'n brons swaard. Die stiel van sy spies was so dik soos die dwarsbalk van 'n weefstoel, en die ysterlem daarvan was 7 kilogram. Sy skilddraer het voor hom uitgeloop. Goliat het gaan staan en na die linies van Israel geroep. Hy het vir hulle gesê: "Waarom het julle uitgekom om gevegslinies op te stel? Is ek nie 'n Filistyn en julle almal Saul se slawe nie? Kies vir julle iemand om na my toe uit te kom. En as hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. As ek hom baas raak en verslaan, sal julle ons slawe wees en vir ons werk." Verder het die Filistyn nog gesê: "Ek staan teen die linies van Israel al heel dag en verkleineer. Gee my tog iemand dat ons teen mekaar kan veg." Toe Saul en hele Israel hoor wat die Filistyn sê, het hulle geskrik en baie bang geword.
Dawid was die seun van 'n Efraïtiet, iemand uit Bethlehem in Juda met die naam Isai. Hy het 8 seuns gehad. In die tyd van Saul was hierdie man al oud en afgeleef. Die 3 oudste seuns van Isai het Saul na die oorlog toe gevolg. Die name van die 3 seuns wat gaan veg het, was Eliab die oudste, Abinadab die tweede en Samma die derde. Dawid was die jongste. Die 3 oudstes het Paul met Saul saamgegaan, maar Dawid het om die beurt na Saul toe gegaan en dan weer sy pa se kleinvee in Bethlehem gaan oppas. Die Filistyne het 40 dae lank, vroeg in die môre en teen die aand, nader gekom en reg oor die Israeliete gaan staan. Isai het vir sy seun Dawid gesê, vat tog vir jou broer 16 kg gebraaide koring en 10 brode en bring dit gou vir hulle in die kamp. Die 10 kase moet jy na die aanvoerder van die afdeling toe vat. Dan moet jy sommer kyk of dit nog goed gaan met jou broers en bewys daarvan saambring. Saul en jou broers en die hele Israel is in die laagte by die groot boom aan die veg teen die Filistyne. Dawid het die môre vroeg opgestaan, die kleinvee aan die wagter afgegee, die goed opgetel en gegaan soos Isai hom beveel het. Net toe hy by die kamp aankom, het die leer wat na die gevegslinie toe uitgaan, die oorlogskreet aangehef. Israel en die Filistyne het naamlik in die linies teenoor mekaar stelling aangeneem. Dawid het die pak wat hy gedra het onder die sorg gelaat van die man wat die goed oppas en na die linies toe gehardloop. Toe hy daar aankom, vra hy sy broers hoe dit gaan. En terwyl hy nog met hulle praat, kom die baasvegter Goliat, die Filistyn uit Gat, juis uit die linies van die Filistyne vorentoe en hy praat weer so. En Dawid het dit gehoor. Toe die Israeliete die man sien, het hulle almal vir hom gevlug en hulle was baie bang. Die Israeliet sê toe, julle sien hierdie man wat vorentoe kom. Hy kom net om Israel te verklein neer. Die man wat hom verslaan, die koning sal daardie man, 'n man baie ryk maak en sy dogter aan hom gee. En die man se familie sal in Israel van alle verpligtinge vrygestel word. Dawid het vir die manskappe wat by hom gestaan gevra, wat sal gebeur met die man wat die skade wat van Israel wegneem en die Filistyn daar aan die ander kant verslaan? Wie is hierdie heiden, hierdie Filistyn nogal, dat hy die linies van die lewende God verklein neer? Die manskappe het dieselfde vir hom gesê. So sal gedoen word aan die man deur wie die Filistyn verslaan word. Dawid se oudste broer Eliab het gehoor wat hy met die manskappe praat en Eliab het hom vir Dawid vererging gesê, waarom het jy hierheen gekom? En dan weet jy daardie klompie kleinvee in die droë veld afgegee. Ek ken jou vermetelheid en jou kwaadwilligheid. Jy het net hierheen gekom om na die geveg te kyk. Toe sê Dawid, wat het ek nou gedoen? Is dit dan nie 'n belangrike saak nie? Dawid het van hom al weggedraai na 'n ander een toe en dieselfde gevra en die manskap het geantwoord soos die eerste. Die woorde wat Dawid gesê het rigbaar geword. Die manskappe het dit vir Saul vertel en hy het hom laat haal. 'n Mens moenie oor 'n moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy 'n vegter van kindsbeen af. Hy is so waar, nee. Ons baie keer wat ons iets sê en dan is daar allerlei verskonings of dinge wat ons afmaak. Ons is te klein, ons is te jonk of ons is te oud. Ons kan nie dit of dat nie. Allerlei verskonings, nee. Dis 'n Dawid vir Saul. As ek 'n klein vee van my pa oppas en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek. As hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan. En hierdie heiden, hierdie Filistyn sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verklein neer. Verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here by jou wees. Saul het sy eie uitrusting vir Dawid laat aantrek en hy het 'n brons helm op sy kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek. En Dawid het Saul se swaard bo-oor sy uitrusting vasgegord, maar hy kon nie loop nie, want hy was nie dit gewoond nie. Dawid sê toe vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek is nie dit gewoond nie. En Dawid het dit uitgetrek. En hy het sy kierie in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek en dit by die skaapwagtersgoed in sy slingersak gesit. En met sy slingervel in die hand het hy op die Filistyn afgeloop. Die Filistyn het al hoe nader gekom na Dawid toe, terwyl sy skulddraer voor hom was. Toe hy vir Dawid sien,
het die Filistyn hom met minagting aangekyk, omdat hy jonk was, met 'n rooi gelaatskleur en 'n mooi voorkoms. Die Filistyn het vir Dawid gesê, "Is ek 'n hond, dat jy met kieries na my toe kom?" Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. Verder het die Filistyn vir Dawid gesê, "Kom bietjie hier, dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee." Maar Dawid sê vir die Filistyn, "Jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die almagtige God van die linies van Israel wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Dan sal die hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee." Toe die Filistyn regmaak en naderkom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die vegterrein tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in die sak, vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Met die slingervel en klip was Dawid sterker as die Filistyn en het hy hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eens 'n swaard by hom gehad nie. Toe het Dawid gehardloop, by die Filistyn gaan staan, sy swaard gevat en dit uit die skeede getrek en hom van kant gemaak. Hy het sy kop daarmee afgekap. Die Filistyne het gesien dat hulle held dood is en het gevlug. Die manskappe van Israel en Juda het opgestaan, die aanvalskreeu het uitgeskreeu en die Filistyne agtervolg tot by die ingang van Gat en die poorte van Ekron, sodat die gesneuweldes van die Filistyne op die pad van Saraim af tot by Gat en Ekron gelê het. Daarna het die Israeliete teruggekom van die strawwe agtervolging van die Filistyne af en hulle kamp geplunder. Dawid het die kop van die Filistyne gevat en dit na Jerusalem toe gebring, maar die Filistynse wapens het hy in sy eie tent gaan sit. Toe Saul vir Dawid sien uitgaan om die Filistyn te ontmoet, het hy vir Abner, die hoof van die leer, gevra, "Abner, wie se kind is die jong man tog?" Abner het geantwoord, "So seker as jy leef, u majesteit, ek weet nie." Die koning sê toe, "Vra jy tog wie se kind die jong man is?" Toe Dawid terugkom nadat hy die Filistyn verslaan het Abner hom gevat en hom vir Saul gebring met die kop van die Filistyn nog in sy hand. Saul het vir hom gevra, "Seun, wie se kind is jy?" "Die kind van die onderdaan Isaai uit Bethlehem," het Dawid geantwoord. So die koning het sy kop so uit die tent uit gebuk en hy het uit die tent uit geklim en hy het so na die verste heuwel toe gestaar, maar aan die ander kant van die oorlogskamp van die vyand. En sy ontbyt het so onrustig in sy maag gevestig. En oral in die vallei kon jy die geklank hoor van potte en panne, van mense wat besig is om kos te maak, manskappe, soldate wat besig is om te smil aan kaas en brood. En binne oomblikke, dan sal hulle weer daardie skreeustem weer hoor. En die koning het net diep gesug. Hoeveel dae is dit nou al? Toe het hy sy skulddraer gevra. 40, u majesteit. Aan vir die skulddraer hom. Kan jy hom al sien aankom? Vra die koning. Die skulddraer het sy oë so half verskerm en so in die verte gekyk, sy kop geknik. Dis reg op tyd, u majesteit, reg op tyd. En die koning het maar net gebrom. Sy koninklike klere aangetrek en stil geword en sy skouers het gesak. Julle! Hoor hulle die geskreeu van oorkant die vallei wat so bulder. Kom staan julle nie vandag reg nie? Wil julle nie vandag oorlog voer nie, as julle bang? En al die Israeliete het maar net omgedraai, vir mekaar gekyk, party gevul met vrees, ander angsbevange. Hierdie oud jou wat hulle hoor was niks niets vir hulle gewees nie, maar hulle het ook iets daaraan gedoen nie. Hierdie koggelende skreeu het gekom van 'n reuse man. Harig, lelik, vieslik gewees, gevlek en verweerd van 100 vorige gevegte.
Die reus was ondeurdringbaar, hy was onoorwinbaar geweest en niemand het dit beter geweet as hierdie reus homself nie. En terwyl hierdie reus sy beledigings en openlike uitnodiging geskree het, het hy reeds die antwoord geweet. Daar's nie 'n man wat gaan opstaan teen hom nie. Die Israeliete het geen man, geen oplossing, geen antwoord nie. Of so het hulle gedink. Byna almal van ons staar elke dag 'n soortgelyke penarie in die gesig. En hoewel ons nie teen letterlike reëse veg nie, ons staan voor een of ander onoorkomlike uitdaging of 'n probleem wat in ons lewens gebeur. Miskien is dit spanning, miskien is dit vrees, miskien is dit finansiële spanning wat ons ervaar. Miskien is dit woede, miskien is dit onsekerheid, miskien is dit die begin van 'n nuwe hoofstuk in jou lewe. Miskien is dit dalk 'n verslawing, ek weet nie. Miskien is dit 'n gevoel van verwerping, 'n gevoel wat soveel lewensareas van ons lewe deurdring. Miskien is daar 'n skelm reus van selfvoldaanheid. Jy het ooit gevoel soos koning Saul in die Israelitiese leer. Magteloos, hopeloos, moedeloos. Een of ander reus staan voor jou wat jou uittart, wat jou beledig, wat jou tuister en dag na dag beroof hierdie reus jou van jou lewe, van jou krag. En so word jy verkrippel deur hierdie vrees. Ek kan ook vandag hier sit en sê, ja, ek het nie Goliate nie, ek het nie reuse in my lewe nie. Maar onthou dat reuse kom in verskillende vorms en verskillende groottes. Sommige van hulle is subtiel en van hulle is baie meer duidelik. Maar die goeie nuus is dat God, dit is nie deel van sy plan vir jou of vir my, om te leef met enige iets minder as God se beste nie. Dis nie God se doel dat ons dag vir dag gedemoraliseerd moet geleef in ons lewens nie. Dis nie God se plan vir ons nie. Want hierdie reuse kom en hulle benadeel jou en hulle beroof jou van God se heerlikheid in jou lewe. En God wil hê jy moet vry lewe. God wil hê jou reuse moet val in jou lewe. Want God sê jy kan vry lewe. Maar eers moet ons besef dat dit nie 'n eenvoudige wens is dat jou reus eendag sal val een of ander tyd nie. Nee, hoor, baie mooi. Dis 'n mandaat. Goliat moet val. Trouwens, Goliat het geval. Verlede tyd. Hy's dood. Hy het geen krag meer nie. Geen lewe meer nie. En dieselfde is waar van al ons reuse. Die werklike werk word reeds deur Jesus Christus gedoen. En hy het reeds al die vyande in ons lewe in die gesig gestaar. Hy het hulle reeds oorwin. Hy het hulle laat val. Daarom het ons nie meer reuse in ons lewe nie. So miskien moet ons eerder sê, Goliat het geval. Want Jesus Christus het die werk kom doen vir elkeen van ons. Hy het ons vrygekoop van die sonde, vrygekoop van die dood. Hy het vir ons 'n nuwe lewe kom gee. 'n Lewe waar ons vry is van al die dinge wat ons aandag aftrek van God se heerlikheid. Die reuse in jou lewe het geval. As hulle nog 'n vathou plek in jou lewe het, dan moet ons weer begin dink aan ons geloof. Dan moet ons weer vir onsself die vraag afvra, maar hoekom is hulle hier? Hoekom laat ons hulle toe? Want God laat hulle nie toe nie. Hulle is reeds oorwin, reeds verslaan. Jesus het nie na hierdie aarde toe gekom, of hy het na hierdie aarde toe gekom om 'n pragtige werk te kom voltooi. Hy het die hel van aan die kruis geneem, sodat ons verhouding met God herstel kan word, dat ons nuwe mense kan wees. Jesus het uit die graf uit opgestaan, die dood en die sonde oorwin, sodat ons die vooruitsig kan hê van 'n gedoemde lewe, wat ons kan afskud en sê, maar dis nie meer deel van ons nie.
En daardie krag van God, dat ons in daardie krag kan wandel, wat Jesus tot lewe gebring het. So jy hoef nie meer met 'n uittartende, aftakelende reus te leef nie. Want nie net gaan jou reus val nie, jou reus het geval. Trouwens, hy het geval. En Jesus sal dit vir jou doen. Jesus het nie aarde toe gekom en aan die kruis gesterf en uit die graf het opgewek geword, sodat ons tevrede kan wees met 'n verminderde hoeveelheid van God se beste nie. Jesus het bedoel dat ons werklik kan lewe. En dit beteken dat ons vry kan lewe in die krag wat hy vir ons bereik het. En dit begin om te sien en te glo dat watter reus ons ook al veg, hoe groot daardie reus dink hy mag wees, dit nie groter is as Jesus nie. So hierdie jong seun gaan in die doodsdal, die vallei van Ela toe. As ons Bybel lees, dan sien ons dat die Filistyne baie keer die oorhand gehad het oor die Israeliete. Dit is die geval gewees, jy is hier ons teksgedeelte vandag van 1 Samuel 17. Kortom, hierdie Israelitiese leer, hierdie weermag is geïntimideer, hulle is gedemoraliseer, hulle is geïmmobiliseer, hulle is gesink. En die geveg het nog nie eens begin nie. En hulle het klaar verloor. Maar hoekom? Ek meen, hulle het hulle volle ryk geskiedenis gehad van hoe God hulle keer op keer gered het. Hulle van slawerny bevry het uit Egipte. Die Rooi See vir hulle oopgekloof het, dat hulle kon deurgegaan het. Hy het hulle deur die Sinaï woestyn gelei met 'n wolk in die dag en 'n vuurkolom in die aand. Toe hulle dors was, het daar water uit 'n rots uitgekom. Toe hulle honger was, het hulle manna en kwartels geëet in oorvloed. God het hulle oor die Jordaanrivier geneem, die beloofde land ingelei. Hulle die hoogs versterkte mure van Jerigo het geval, hulle het oorwin. God het rigters gestuur om hulle te lei, hulle te beskerm, hulle gedurig te red. Maar hulle het vergeet. Hulle het vergeet. Hulle het nie besef hoe almagtig God was nie. En hoe hulle, as hulle net weer op hom sou vertrou en hom volg en in sy krag en leun, dan sal hulle weer toegang kan hê tot die ongelooflike krag van God in hulle lewens. Maar ons soos hulle, staat gemaak op ons eie insigte, ons eie kragte. Nou besef ons is nie so amazing soos wat ons dink nie. Maar hulp was op pad. 'n Jong mannetjie met die naam Dawid is vroeër deur die profeet Samuel gesalf as die nuwe koning van Israel. En wanneer ons die storie lees, dan sien ons dat Dawid is eintlik basies, hy is maar net 'n afleweringsmannetjie. Hy is 60-60 van Checkers, net sonder die motorfiets en minder tyd en 'n verdere distansie. En hy moet vir hulle kos gaan aflewer. Want hierdie geveg moes al dag 1 klaar gewees het. Maar vir 40 dae is Israel verkrippel met vrees en bang en hulle kan nie die geveg veg nie. So hulle kos, hulle voorraad raak op. En Dawid moet vir hulle gaan kos vat, dat hulle kan aanhou, dat hulle kan eet, dat hulle kan voortgaan met die hopelike geveg ergens. En dan kom Dawid hier by die kamp aan, en hy hoor hierdie oorgegroeide aap, wat hierdie beledigings uitskreeu vir God en sy volk. En Dawid sê, ek sal teen hierdie reus gaan veg. Sy broers moes gedink het hy so 'n bietjie mal, maar Dawid het nie sy kop verloor nie. Want Dawid het werklik 'n opleiding gehad om op terug te val. Hierdie sou nie sy eerste geveg gewees het nie. God homself was Dawid se afrigter gewees. Deel van Dawid se opleiding was gewees om liedere oor God te skryf, om die feite van die geskiedenis van Israel te bestudeer, om te leer wie God is en wat God vir hulle gedoen het. En 'n ander deel van Dawid se opleiding was minder akademies geweest, minder poëties geweest van aard of musikaal van aard geweest. Dit was 'n bietjie meer hands-on geweest, as ons dit so kan stel. Op 'n dag moes Dawid een van sy pa se lammers van 'n beer red. Raai wat? Dawid het daai beer doodgemaak. Op 'n ander dag het 'n leeu dieselfde lak getraai. Dawid het ook die leeu doodgemaak. En so gaan hy vertel dit. Want Dawid het baie ontstellende, lewensgevaarlike gevegte al oorleef.
wat oor sy lewenspad gekom het. En hy het geweet dat hierdie oorwinning gebeur te danke aan God se krag in sy lewe. Nie sy eie krag nie. Ons sal nou by dit bietjie stil staan. So in die skadu van Goliat se bespottings het Dawid hierdie selfde verhale vir die manskappe gaan vertel van die oorwinning wat hy behaal het oor 'n leeu en oor 'n beer. En so gaan die storie aan en hulle bring hom by Saul en sê, hey, luister 'n bietjie wat sê hierdie ouetjie. En dan lees ons daar in vers 36 of 37, hy sê, ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan. En hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verklein neder. Verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Hoor net daai vertroue. Hoor net daai vertroue. Wat 'n amazing CV om te hê. En niemand anders te wil teen hierdie reus gaan veg nie. So daar gaan jy, ou seun, trek my wapen toerusting aan en dan gat jy. Alles van die beste vir jou mag die Here met jou wees. En dan is Dawid nie gewoond aan hierdie wapenrusting. Hy kan skaars loop. Sê hierdie gaan nie vir my werk nie, majesteit. Ek kan nie, ek moet dit afhaal. God het 'n ander plan. En dan weet ons wat volgende gebeur het. Dawid het een klippie uitgehaal. Hy het na die reus geslinger. Die reus het geval, dood neergeval, bam, geveg is verby. Dawid se lewe gaan radikaal verander. Israel kry die oorwinning. En ons sê die res is geskiedenis. So hoekom is hierdie storie so 'n belangrike agtergrond vir die Christelike geloof? Hoekom herinner ek julle weer daaraan vandag? Wel 1, God wil hê ons moet weet, ons almal moet weet, dis moontlik vir groot reuse om dood neer te val. Met hom is enigiets moontlik. 2, wat ook al jou reus is met die krag van God, sal daai reuse val. Maak nie saak wat die probleem, of die grootte van die probleem is nie, God se krag en sy mag is altyd groter. As een of ander vorm van verslawing in ons lewens is, as een of ander ingesteldheid oënskynlik nie geskit kan word nie, as een of ander karakterfout wat ons dalk het, klaarblyklik nie oorkom kan word nie, as een of ander gedagte ons verstand so verduister, as een of ander probleem sy tande in ons vlees in byt, en ons nie kan skit nie, terwyl ons deur ons dag probeer beweeg en aangaan, wees dan van goeie moed. Want nie een van hierdie reuse is 'n pasmaat vir Jesus Christus nie. Glo ons dit? Wil ons vry wees? Want Jesus wil ons verseker dat hy volkome en totaal in staat is om enige reus in jou lewe te oorwin, inteendeel hy het klaar oorwin. Jy moet dit net glo en in daardie vertroue leef. Vandag se boodskap gaan nie daaroor om jou moue op te rol en om harder te werk en om ons lewens deur inspanning te verbeter nie. Die boodskap is dat God en sy genade en sy guns teenoor ons uitgestrek word. Wanneer dit gebeur, dan ervaar ons bonatuurlike krag. Dit gaan daaroor dat ons met hom saamstem en sy Heilige Gees in ons lewens laat werk, om toelaat om ons op die regte paaie weer terug te kan bring, die regte maniere te kan laat dink en te kan leef. En dit is waar die groot kinkel in hierdie verhaal inkom. Ek het al so baie stories en weergawe gehoor van hierdie verhaal, en Joe Black het so mooi video wat hy praat van staan vas, en van Dawid, en so mooi getuienis van sy eie lewe. En ek het aanvanklik gedink om die video vir hulle te speel, maar ek het toe nou nie. Miskien het jy al hierdie storie baie keer gehoor. Miskien het jy 'n konferensie, of 'n kerkdiens, of 'n kamp, of 'n jeuggroep bygewoon, en die spreker praat oor die storie van Dawid en Goliat, en jy word aangevuur en is passievol deur dinge soos, kom aan mense, Dawid was 'n jong mens gewees, julle is jong mense,
Dawid het die oorwinning behaal, so julle kan ook die oorwinning behaal. Dawid het 5 klippies gekies, kies net vir jou 5 klippies, is al wat jy nodig het. Dawid het die shot gevat, mik net mooi, laat jy gaan slinger. En mense word aangevuur en oorweldig deur so 'n boodskap, en ons dink, ja, dis goed, ek kan dit doen. Ek moet net die regte 5 klippietjies kies, en goed, ek moet so 'n bietjie werk aan my mik, en my bietjie slinger en goed, en dit, ek kan nie skoot nie, maar ek kan dit doen. Maar wat gebeur? Miskien word ons vir 'n rukkie ekstra dapper. Miskien verdubbel ons pogings en pak ons die probleem van ons reis aan met 'n nie herwinde entoesiasme aan. Maar dit is net soos ons wat Saul se wapenrusting probeer aantrek. Pas nie. Ons is nie daaraan gewoond nie. Dit werk nie vir ons nie. Aan die einde van die dag, aan die einde van daardie week of daardie konferensie of daardie preek of kerkdiens, dan gaan ons maar net dadelik weer terug. En ons leef met 'n reus wat ons steeds uittart. Daardie bufferplakker metodologie, daardie stiker wat op die karre is van jy kan dit doen, of probeer 'n Dawid wees, of wees net brawer, dit werk nie. En ons lewens gaan maar net voort en die reuse bly steeds teenwoordig. Ons is steeds verkrippel. En hier is hoekom. Ons is nie Dawid in die verhaal nie. Dit is 'n mensgesentreerde interpretasie van hierdie verhaal van Dawid en Goliat. Weet jy wie Dawid in hierdie verhaal is? Jesus. Hy is die reuse kryptonite. Hy is die een wat die reus doodmaak. Maak dit ons so 'n bietjie wakker. Hallo? Ons is nie Dawid nie. Jy is nie Dawid nie. Ek is nie Dawid nie. Jesus is Dawid. Jesus veg die gevegte vir ons. Jesus staar af in die gesig van onmoontlike kansse. Hy neem spreekwoordelik sy slinger op. Hy kies spreekwoordelik daardie 5 klippietjies. Hy mik na die reus en die reus val weens die werk van Jesus. Die werk wat hy aan die kruis vir elkeen van ons gedoen het. En ja, ons word opgeroep om saam met Jesus deel te neem. Verseker, dit is so. Ons word opgeroep om sy leierskap te volg en ons in lyn te bring met die rigting wat hy van ons vra. Maar blote menslike denke van blote menslike krag, al is dit net dit, kan nie 'n bonatuurlike resultaat lewer nie. So wat ek probeer sê is dit, dat hoewel ons moed kan hê vanaf Dawid se wonderlike verhaal en groter vertroue kan hê in die lewe kan wandel, wys die hele skrif vir ons, die hele Bybel, dat ons nie op ons vermoëns kan staat maak nie, maar op Jesus as die verlosser van die hele wêreld. En daarom soos ons nou beweeg om Kersfees te vier, kan hierdie verhaal ons net weer eens help. Jesus het gekom om ons te verlos. Hy is nie 'n passiewe baba wat in 'n krib lê nie. Hy is die verlosser van hemel en aarde. En hy kom uit die huis van Dawid uit om ons te red. Nie net eendag wanneer ons weer kom haal nie, maar reeds vandag waar ons die reuse in die gesig staar. En wanneer Jesus ons vrymaak, dan is ons inderdaad vry. So Dawid was nie net gemotiveer deur eie persoonlike vryheid nie, maar deur die heerlikheid wat God sou ontvang as Goliat sou geval het. En dis die mooi deel van hierdie hele teksgedeelte. En ek gaan nou vir julle vers 45 tot 47 weer lees wat Dawid vir die Filistyn sê. Maar Dawid het nie na die oorlogsveld toe gegaan en gesê, "Hey man, kyk hoe great is ek nie. Hierdie ou gaan ek 'n paar warm klappe gee en julle gaan my koning maak nie." Nee. Hoor mooi wat sê vers 45 tot 47. Hy sê, "Jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel wat jy verkleineer het." Dis hoekom hy gaan. Nie vir sy eie gewin nie,
Nie dat sy lewe gaan radikaal verander en hy gaan rykdom word en koning word nie. Hy gaan om te veg vir God se eer en heerlikheid. Nie vir homself nie. Dan lees ons verder. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Wanneer laas het jy iets noemenswaardig gedoen, dat mense die Here kan leer ken? Ons is so geneig om vasgevang te wees in ons eie werk, ons eie wêreld, ons eie lewe, dat ons vergeet dat God ons gered het, dat dit wat ons doen, moet hom eer en verheerlik. Of dan nou reëse is of nie. Vers 47 gaan hy aan en sê, dan sal die hele skare besef, dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort, en dat hy julle in ons mag oorgee. Miskien moet jy vandag dit weer hoor. Die oorlog behoort aan die Here. As jy dit self wil veg, gaan jy verloor. Daagliks verloor. As jy die Here Jesus toelaat om steeds vir jou te veg, sal jy dit wen. Hier is hoekom. As 'n reus 'n vesting, 'n vashou plek op jou lewe het, ontvang God nie die eer nie. En daarom moet Goliat val. Daarom moet die reuse in jou lewe val. As die reuse, of wat jou spanning, of jou bekommernis, of jou vrees is, 'n vashou plek in jou lewe het, kan God nie die eer kry nie. En daarom moet daai reus val. Solank as wat ons oë op die probleem is, en ons oplossing op onsself lê, dan gaan al die merkies op die ophoop op ons kalenders, wat ons stryd, wat die dae aandui, wat ons van niks tot min verander het, gaan dit steeds daar so wees. Maar dit alles verander die dag, wanneer Jesus Christus ons doodsvallei binne gaan. Die oomblik wat ons ophou, om na ons reuse te staar, en ons oë sluit met Jesus. Die oomblik wanneer ons fokus, ons hoop, vanaf onsself verskuif, na Jesus toe. In hierdie verhaal van Dawid en Goliat, waar God nie gehad het dat die oorwinning moes plaasvind, omdat Dawid die beste wapens gehad het en goed nie, omdat hy die beste toerusting gehad het, 'n swaard in sy hande en 'n hele Israel wat agter hom aangekom het en goed nie. Nee. God wou gehad het dat hierdie oorwinning moes kom bloot omdat een jong man op die almagtige God vertrou het. En dit het gebeur. Geloofsfamilie. Ons het iemand nodig wat groter is as ons reuse, om ons kyk, ons blik op te fokus. Anders luister ons onnodig na 'n dooie Goliat, wanneer die lewende Skepper God ons in sy hand hou. Ek weet, Jesus is aan jou kant. En ek wil hê jy moet dit hoor vandag. Jesus is aan jou kant. Weet jy dit? Hy veg vir jou. En hy het reeds gewen. Paulus sê ons is meer as oorwinnaars saam met hom. Dis nie hype nie. Dis nie leer retoriek nie. Jesus het werklik elke vyand verslaan. En hy nooi jou uit om te kom kyk wat hy gedoen het. Hy is die almagtige, die alomteenwoordige, die algenoegsame bron van alles wat ons nodig het, beskikbaar elke stap van die reis en in elke uur van ons stryd. My gebed is dat jy hom sal vertrou. My gebed is dat hy die enigste vaste plek in jou lewe sal hê. En nie jou reuse of jou probleme nie. Mag sy Heilige Gees ons daarin lei en seën.
elke dag van ons lewens. Amen. Here, die verhaal van Dawid en Goliat is nie net 'n Hollywood blockbuster film, romanse van goed wat oor bose oorwin of iets nie, Here. Dis realiteit. Dis die werklikheid. Dis waar ons elke dag in leef, Here. Dis wat U vir ons wil kom wys. Reg deur die skrif, Here, is daar verhale van U wat die onmoontlike moontlik gemaak het. U wat die oorwinning vir ons kom behaal het. U wat ons kom bevry het van slawerny, Here. Wat ook al dit mag wees vandag, of dit 'n verslawing is, of dit moeilike omstandighede is, of dit spanning is, finansiële druk is wat ons gevange hou of slawe maak, Here, wat dit ook al is, U het ons kom vrymaak van dit, dat ons vry kan lewe, voluit vir U kan lewe, Here, sodat U verheerlik kan word, ander mense U kan leer ken in alles wat ons sê en wat ons doen. En daarom, Here, is hierdie verhaal vir ons so belangrik, om net weer eens ons gedagtes te kan rig, Here, op die oorwinning wat U vir ons behaal het, die lewe wat U vir ons kom gee het. Dat ons dit kan gaan vat, dit aanneem, Here, en voluit met dit kan leef elke dag van ons lewe. Wetend U is met ons, U veg die geveg vir ons. Die oorlog is klaar gewen. En daarom, Here, kan ons vry wees van dit wat ook al wat ons dink 'n vesting op ons lewens het. Wat ons gevange maak, wat ons slawe maak. Daarom, Here, soos ons hierdie feesseisoen ingaan en net opnuut weer herinner word aan die koms van ons verlosser, Here, mag ons vooruitkyk na dit wat hy gedoen het daar op Golgotha, op daardie oorlogsveld, in daardie doodsvallei, daar waar hy vir ons die finale oorwinning bewerkstellig het. Here, soos wat ons dit doen, mag ons krag en energie put, mag ons bemoedig en bemagtig word, Here, om voluit vir U te leef. Mag ons mekaar daar herinner, dat ons U kinders is, dat ons deel is van U bloedlyn, en dat niks ons kan skei van U liefde nie, van U genade nie. Here, lees ons die geslagsregister van Jesus in Matteus, skryf ons 14 geslagte, 14 geslagte, 14 geslagte. 14 is die getal van Dawid, Here, die numeriese getal van hom. Wat wys dat Dawid hierdie eerste reus verslaan. Maar Here, U het gekom en het alle reëse verslaan. U het die grootste oorwinning ooit behaal. Daarom hoef ons nie meer te leef en verkrippel te word deur vrees, of deur probleme, of deur spanning nie. Maar ons kan verhoog word, Here, want ons word die kinders genoem. En soos ons op U vertrou, mag U oor elkeen van ons verheug. Ons bid dit in die kragtige naam van Jesus ons Here. Amen. Geloofsfamilie, ons het ook nou tyd om die Here te dien, ook met ons offergawes. Ek herinner julle net, ons die 10de maand dankoffer gaan aan tot einde November toe, so julle kan nog dankoevertjies inhandig of betalings ook doen en goed. Dit het nie net laasweek klaar gemaak nie, dit gaan aan tot einde November. So, kom ons dien die Here met ons offergawes.